Aan almal wat inskakel by vandag se opname, ook 'n warm welkom aan elkeen van julle. Mag dit vir julle net so 'n besondere en geseënde geleentheid wees, soos wat ek glo en soos wat ek bid, dit dan ook vir elkeen van ons hier in die banke sal wees. Voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons raak net so daar waar ons sit stil in die Here se teenwoordigheid. Here, met die aankondiging van die hemelvaart, lees ons in die evangelies dat die disippels baie bedroef geraak het. En in reaksie daarop het hulle bemoedig en gesê, U sal die Gees stuur in U plek. En U Gees sal tot in lengte van dae in ons midde verkeer. Daarom, Here, is ons opgewonde, vreugdevol om te weet, U Gees is dan ook vandag hier met ons en in ons, waar ons rondom U woord stil raak. En dis my gebed, Here, dat U elkeen van ons ontvanklik sal kom maak vir vandag se boodskap, dat ons iets hier sal hoor wat ons saam met ons kan neem huis toe en kan gaan toepas in die alledaagse lewe. Dankie dat ons hier kan by mekaar kom en U liefde, U warmte en U genade kan kom beleef. Dis ook my gebed dat ons as kerk, ons as gemeente, hierdie liefde en genade wat ons van U ontvang, sal oordra aan mekaar en mekaar in dieselfde mate sal bedien. Seën ons by mekaar wees. Ons dink in besonder aan hulle wat nie vandag fisies hier kan wees nie, wat die rede ook mag wees. Ons vra dat U Gees, wat verspreid is oor die hele skepping, dan ook daar by elkeen sal wees. Ons bid dit alles in U groot naam alleen. Amen. Ons tema, pas op vir misleidende waarhede, en ons teksgedeelte kom uit Handelinge hoofstuk 16, as daarvan nie is wat die Bybel sê het en dit graag daar wil oopmaak. Handelinge hoofstuk 16, ons gaan saam lees vanaf vers 16. Handelinge 16 vanaf vers 16. Ons gaan nie die hele gedeelte lees nie, ons gaan net so 'n paar versies lees wat van toepassing is op vanoggend se tema. Die opskrif meld in die tronk in Filippi. Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het ons 'n slavin teëgekom in wie daar 'n waarsêrgees was. Deur waarsêry het sy vir haar eienaars baie geld verdien. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu, hierdie mense is dienaars van God, die Allerhoogste. Hulle vertel julle hoe julle gered kan word. Sy het dit baie dae na mekaar gedoen, totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Hy het omgedraai en vir die Gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit. Die Gees het op daardie selfde oomblik uit haar uitgegaan. Toe haar eienaars sien dat sy nie meer geld vir hulle kan inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die owerheid toe op die stadsplein gesleep. Hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê, hierdie mense is Jode wat moeilikheid maak in ons stad. Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie. Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeer en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op daardie bevel het hy hulle in die binneste sel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. Net tot sover ons gedeelte vir vanoggend se boodskap. Vriende, ek wil graag met julle vanoggend gesels oor die tema misleidende waarhede. Nou in Afrikaans kry ons nie 'n lekker woord daarvoor nie, maar in Engels is daar 'n woord wat bekend staan as paltering of
to palter. En dit word gedefinieer in Engels as a active use of selective truthful statements to mislead. Met ander woorde, deur selektiewe waarhede te gebruik om iemand te mislei. Anders eenvoudig gestel, om iemand te mislei deur die waarheid te praat. In Afrikaans kry ons nie 'n lekker woord daarvoor nie, dis hoekom ek dit die tema gee van misleidende waarhede. Nou kom ek gee vir julle 2 voorbeelde, voordat ons spesifiek na die teks gaan kyk. 'n Ma kom een middag laat by die huis, en sy vra vir haar dogter, het jy jou huiswerk gedoen? Die dogter antwoord, ek het 'n opstel oor Thomas Edison geskryf. En sy wys vir haar ma die opstel wat sy baie mooi geskryf het. Nou, wat is die misleidende waarheid hierin? Die dogter het wel die opstel geskryf, maar sy het dit nie daardie middag geskryf nie. Dit was al 'n dag of 2 of 3 vroeër gedoen. Daai einste middag wat haar ma nou wil weet of sy haar huiswerk gedoen het, het sy nog nie 'n boek oopgemaak. Sy speel nog die hele tyd of lê net en kyk selfoon. Sy het glad nie huiswerk gedoen nie. Maar sy mislei haar ma deur vir haar te wys sy kamstige opstel geskryf, maar dit was eintlik al vroeër gedoen. Misleidende waarheid. Die ma sien die opstel wat geskryf is en sy dink by haarself, wonderlik, my dogter het haar huiswerk gedoen en sy word ook nie weer verder vir die res van die dag gepla oor huiswerk nie. Intussen het die dogter haar ma mislei. Nog 'n voorbeeld. Daar was so ruk terug 'n bekende TV-reeks op gewees getiteld Suits, wat handel oor praktiserende prokureurs. Nou die van die wat die reeks gevolg het, sal weet dat een van die jong prokureurs in die reeks het eintlik bedrog gepleeg. Alhoewel hy 'n praktiserende prokureur was, het hy nooit gaan studeer. Hy het nooit 'n kwalifikasie by die universiteit behaal om 'n prokureur te kan wees nie. En gerugte het begin uitkom dat hierdie prokureur nie wettiglik 'n prokureur is nie. En daar's toe 'n verhoor gereël en hulle het 'n leenverklikker aan hom gekoppel en toe word daar tydens die verhoor vir hom gevra, het jy aan die Universiteit van Harvard gaan studeer om 'n prokureur te word? En na 'n oomblik van stilte hoor sy antwoord. Sê hy vir hulle, ek is in die besit van 'n Harvard Universiteitsgraad vir prokureurswese of LLB. Want dis waar, as jy in sy kantoor instap, is daar 'n mooi geraamde universiteitsgraad van Harvard wat sê hy is gekwalifiseerd om 'n prokureur te kan wees. Maar hy het dit nie op die regte wyse verdien nie. Dit is afgetrek van die internet en iemand het hom gehelp om sy naam en alles mooi in te vul. Maar die leenverklikker wys hy praat die waarheid, want hy sê ek is in besit van so 'n graad. En die paneel wat hom ondersoek en ondervra is gelukkig met die uitslag van die leenverklikker en hulle gaan aan met die verhoor en daar word nie weer verder op hierdie kwessie gefokus nie, want dit klink asof hy die waarheid gepraat het. Misleidende waarheid. Deur die waarheid so te vertel, kan jy iemand mislei. Nou as ons na hierdie gedeelte gaan kyk van vandag, dink ek die hoofvraag in hierdie gedeelte wat na vore kom is, waarom het Paulus hierdie waarsêer gees uit hierdie slaffin uitgedryf? Wat was die rede vir hierdie uitdrywing gewees? Nou, daar's verskillende interpretasies, geleerdes het verskillende sieninge waarom hulle dink dit gedoen is, en ek wil 3 uitlig, 3 wat ek dink al 3 meriete dra, en 2 van hulle bevat sterk eienskappe van paltering, misleidende waarhede. Die eerste moontlike rede is die feit dat Paulus nie nodig gehad het dat die bose sy bediening hoef te bemark nie. Daar's 'n bekende uitdrukking wat meld, jy word geken deur hulle met wie jy jouself identifiseer. Paulus en Silas, hulle kom in hierdie streek in, hulle kom om die evangelie te kom verkondig, en nou het jy hierdie
slavin met hierdie waarsêer gees, met ander woorde 'n demoon, wat agter hulle aanstap en oral waar hulle gaan kliphard skree, hierdie mense is gesandte van die Here Jesus Christus, luister na hulle verkondig die evangelie. Maar Paulus het nie nodig dat die bose, hy wil nie met hierdie bose gees gekoppel word nie. Hy het nie nodig dat die bose nodig het om sy bediening te bemark en bekend te maak aan die gemeenskap nie. As 'n mens gaan kyk na Jesus se bediening, dan sien ons tydens sy aardse bediening, het hy ook baie keer die demone stil gemaak, wanneer hulle hom in die openbaar geïdentifiseer het, of selfs wanneer hulle in die openbaar die waarheid gepraat het, het hy hulle onmiddellik stil gemaak. Want hy het nie hulle erkenning en hulle bemarking nodig nie. 'n ander ding, so tussen hakies. Ek glo u gaan met my saamstem, as 'n mens gaan kyk na Jesus se aardse bediening, hy het nooit 'n show daarvan gemaak nie. Oral waar hy gegaan het, het hy stil verskyn, hy het 'n wonderwerk verrig en hy het weer stil verdwyn. Dit was nooit 'n opwekking en almal se aandag moet getrek word en nie. Dit wat hy gedoen het, het hy altyd nederig en in stilte gedoen. Was nooit 'n vertoning daarvan gemaak nie. So dit pas ook nie hierin, dat jy nou met eens hierdie waarsêer gees het wat nou agter hulle aanstap en oral word dit nou geskree. Hier is nou 2 apostels. Met ander woorde, die gemeenskap, almal se aandag moet nou getrek word en almal moet dit weet en julle kan vir julleself indink, dit kan ook risie, dit kan ook chaos, dit kan ook konfrontasie, probleme veroorsaak met die wat nie in hulle wil glo nie. So die eerste rede hoekom Paulus nie wou hê dat hierdie waarsêer gees die hele tyd so moes bly skree nie, is dat hy het nie hulle bemarking nodig gehad nie. Hy het in stilte en in kalmte in Jesus se voetspore gevolg en die evangelie verkondig soos wat Jesus dit gedoen het. Sonder 'n show. 'n tweede interpretasie. En hier raak dit nou interessant, want hier begin ons nou op die gronde van paltering beweeg. Ek het die 33 vertaling saamgebring hier op die skerm. Sit hom gou vir ons op. Volgende skyfie. Die 33 vertaling sê in vers 17, sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê, hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. En ek het spesifiek die weg onderstreep. Nou ek is glad nie 'n hooggeleerde in die Grieks nie. Maar toe ek na die grondteks gaan kyk, het ek nêrens in die Grieks 'n bepaalde lidwoord gevind wat die weg beskryf nie. En as daar nie 'n bepalende lidwoord is nie, dan vertaal jy dit nie met die weg nie, jy vertaal dit met 'n weg. Met ander woorde, wat in die Grieks eintlik staan is, en hulle verkondig aan julle 'n weg van verlossing. Nou moet mense die konteks mooi verstaan. Daai gebied waar Paulus en Silas hulle nou besoek, was al baie keer deur allerlei valse profete ook besoek met hulle eie verlossingsleer en godsdiens en praktyke wat gevolg moet word, né? So die gemeenskap in daai area het nou 'n lang lys van variasies van gelowe en hoe jy moet glo en hoe jy moet leef en hoe jy moet aanbid en, né? Nou kom Paulus en Silas daar ingestap en wat verkondig hierdie waarsêer gees? Hy praat die waarheid. Hulle verkondig die verlossing. Maar die manier hoe sy dit uitdruk, sê sy eintlik vir die gemeenskap, ag weet julle wat, ons het al klaar 100 verskillende variasies van hoe ons moet aanbid. Hier is nommer 101. Hoor julle hoe verdraai, met 'n klein bietjie word die waarheid verdraai. Hier is apostels van die almagtige Hemelse Vader, hulle verkondig 'n weg van verlossing. Hulle verkondig die weg van die verlossing, maar dit word verdraai om die mense te mislei. En wat gebeur op die ou ene?
Die gemeenskap neem nie vir Paulus en vir Silas ernstig op nie, want dit is maar net nog 'n weg na verlossing en nie die enigste weg nie. Hoor julle die paltering? Die waarheid word verdraai. Goed, so die tweede aspek handel oor die afwatering van die evangelie verkondiging. Die derde interpretasie wat ook baie mooi inpas en wat ook koppel aan paltering, is dat die teks sê vir ons dat hierdie slavin wie die waarsêrgees in haar gehad het, sy het eienaars gehad en sy het gedien as hulle inkomste. Mense het van oral af gekom om hierdie waarsêrgees te kom besoek of hierdie slavin te besoek en dan sy sekere uitsprake gemaak, sy het sekere voorspellings gemaak en die mense het haar geglo en hulle het betaal vir haar dienste, né? Nou ons kan vir onsself dink dat 'n persoon wat 'n waarsêrgees in hulle het, werk nie in diens van die Heilige Gees nie. So hierdie voorspellings en profeseë wat gemaak is baie keer leuns. Dis vals, dis nie akkuraat nie, dis nie die waarheid nie. Maar wat nou interessant is, nou kom ons sê, hierdie slavin het volkome die waarheid gepraat deur te sê, hulle verkondig die weg van die verlossing, né? Kom ons sê, sy praat in hierdie situasie die volle waarheid. Wat gebeur nou? Die gemeenskap glo nog meer in haar. Hulle plaas nog meer van hulle vertroue in haar met hierdie koms van Paulus en Silas en die verkondiging van die evangelie. En omdat hulle hierdie slawe nou meer vertrou, Paulus en Silas verlaat weer die distrik, omdat hulle nou meer vertroue in haar het, as sy dan nou voortaan weer begin leuns vertel, gaan hulle nog steeds haar bly vertrou, want sy het mos nou die waarheid gepraat aangaande Paulus en Silas se doel en teenwoordigheid daar in die dorp. So sy verkondig nou die waarheid aan die gemeenskap om nog 'n sterker houvas te kry op die gemeenskap. So as Paulus en Silas hulle weg is, gaan sy begin jok en sy gaan nog steeds hierdie sterk houvas hê, want sy het mos nou 'n rukkie terug die waarheid gepraat. So dit wat sy nou sê en voortaan gaan sê, moet dan ook die waarheid wees. So kry julle die gedagte hier van paltering. Praat die waarheid om jou kloue in iets of in iemand te kry om dan daarna te kan mislei. Nou kom ons trek dit deur na vandag toe. Voor ons om deurtrek na vandag toe. Daar's nog 'n paar plekke in die Bybel waar ons hierdie misleidende waarhede konsep vind. Die eerste ene vind ons al in Genesis 3. Wanneer die slang die mens kom besoek. Nou ons weet wat was die opdrag wat die Here vir die mens gegee het, né? Jy mag van al die bome in die tuin eet behalwe die een in die middel, né? Nou kom die bose na die mens toe. En hy verdraai die waarheid soos wat die Here dit gesê het, net effens. En hy doen dit in 'n vraagvorm. Die bose kom by die mens en vra: "Het die Here regtig gesê dat julle mag van geen boom in die tuin eet nie?" Hoor julle hoe word die waarheid 99% aangehaal, maar net so bietjie verdraai? En met dit skep die bose twyfel by die mens. Sjoe, nou begin die mens by homself dink: het die Here regtig dit gesê? Nee. Die Here het gesê ons kan van al die bome eet, net nie daai nie. Daar's twyfel. En omdat die bose dit reg gekry het om twyfel by die mens te kon skep deur hierdie paltering, deur hierdie waarheid te verdraai en op 'n misleidende manier aan te bied, kom die bose daarna met hierdie 'n vervalste troos van: nee man, daar sal niks met julle gebeur nie. Julle kan maar van al die bome in die tuin eet. Maar dit begin deur die waarheid net effens te verdraai en twyfel te skep by die mens. En dan 'n valse troos en dan 'n valse bemoediging. En wat het gebeur met die mensdom? Die mensdom het ingegee en eerder die bose gehoorsaam. In die Nuwe Testament lees ons wanneer Jesus versoek word, neem die Satan hom tot bo op die dak van die tempel. En hoor nou mooi, wat sê die bose vir hom?
Die bose sê vir Jesus, as u die seun van God is, spring af. En hoor dan nou die rede wat hy gee. Hy sê, daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee, en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie. Wat doen die Satan hier? Hy haal die waarheid aan. Daardie woorde staan presies so opgeteken in Psalm 91. En hy probeer in hierdie gebeurtenis die waarheid gebruik om vir Jesus te probeer mislei om ongehoorsaam te wees aan die Vader. Maar die wonderlike is, waar die mens gefaal het in die tuin, lees ons Jesus het nie gefaal nie. Want Jesus het hom geantwoord en gesê, ja, dit staan so in Psalm 91, maar daar staan ook in die Bybel aangeteken baie duidelik, jy mag nie die Here jou God op die proef stel nie. En so het Jesus hierdie aanslag van die bose dan ook getrou teengestaan. Nou kom ons trek vervolgens vlugtig hierdie gedagte van paltering, misleidende waarhede deur na die moderne dag. En ek wil vir net so 3 voorbeelde noem. 'n week gelede lees ek 'n getuienis van 'n dame wat vertel hoe die sataniese kerk na haar genader het en vir haar gevra het, sy moet by hulle kerk kom saam aanbid. En die vrou reageer toe en sy sê, ek sal nooit die Satan kom aanbid in julle kerk. En die sataniste antwoord haar toe en sê, mevrou, skus, ek dink jy verstaan ons verkeerd. Ons aanbid nie vir Satan nie. In ons kerk lê die klem daarop dat ons fokus op onsself en ons fokus op ons naaste. Klink dit vir julle Bybels? Dit klink pragtig Bybels. Ons het dit net nou gelees in die wet. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar wat word nie genoem nie? Wat sê die eerste deel van die wet? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand. So hulle haal die waarheid aan. Dit klink Bybels, ons fokus op ons naaste en ons fokus op onsself, want dis belangrike Bybelse aspekte. Maar hulle laat die deel uit dat God eerste moet staan en eerste aanbid moet word. Die waarheid word verdraai. 'n ander ene wat ek baie hoor in die bediening, is wat iemand vir my sal sê, ag dominee, weet jy, ek gee nie meer my dankoffer vir die kerk nie, ek gee dit eerder vir 'n instansie daar buite. Dit klink wonderlik, om te weet, jy gee jou dankoffer vir 'n kinderhuis, jy gee jou geld vir 'n sukkelende ouer huis, of mense daar buite wat swaar trek. Dit klink Bybels, dit klink reg. Maar die Bybel sê ook duidelik, net soos wat die regering moet kry wat hom toekom, so moet die Here ook ontvang wat hom toekom. Maleagi sê spesifiek dat jy moet jou dankoffer na die skatkis van die Here toe bring, en as daar iets daarna oorbly, kan jy dit uitdeel aan 'n instansie. Want dink nou net vir jouself, as elkeen sy dankoffer vat en dit eerder vir 'n instansie gaan gee daar buite, wat gaan met die kerk gebeur? Die kerk gaan nie kan oorleef nie. Dis waarom die Here duidelik maak in die Bybel, dat bring jou dankoffer na die kerk toe, en die kerk sal dit versprei waar nodig. En indien jy 'n behoefte het om 'n instansie daar buite te help, kom gesels met die kerk, dat die kerk met jou hande vat, en dan ook hierdie instansie dan kan help, finansiëel nog offergawes aan hulle te gee. Maar dis 'n misleidende waarheid. Dit klink Bybels, dit klink reg, ons gee ons geld sommer vir die kinderhuis, vir die ouerhuis, maar dis presies wat die bose wil hê. Die bose wil hê dat die aanbidding in hierdie gebou moet stop. So hy kom met 'n pragtige mooi Bybelse benadering, gee dit eerder vir 'n kinderhuis. En in die proses gaan die kerk verlore. Nog 'n bekende een, 1 Tessalonisense 5 vers 21 sê, beproef alles en behou die goeie. Hoeveel van ons het nie al gehoor dat iemand hierdie sê, hulle sê, ek is op daai fase in my lewe, ek beproef nou alles en ek behou die goeie nie. Klink na 'n pragtige Bybelse waarheid, dit staan so opgeteken in die skrif. Maar waar kom die misleiding in? Die laaste deel van daai aanhaling word uitgelaat, maar onthou, jy gaan eendag rekenskap moet gee van alles wat jy moet doen. Of onthou, jy moet wegbly van alles wat sleg is. Daai deel word opsetlik uitgelaat.
Hoeveel mense nie daar buite hoor ons nie wat vir ons aanmoedig en sê, gaan uit, gaan geniet die lewe, beproef alles en hou vas in die goeie. En daar stop dit nie. Dis waar, staan so, maar die deeltjie agter word opsetlik uitgelaat. En so word meer en meer mense in die wêreld mislei. Hoe? Deur 'n waarheid wat in die Bybel staan, foutiewelik, verkeerds aan te haal. Nou ek wil begin afsluit. Ek dink die belangrike vraag wat ons vir onsself moet vra is, hoe identifiseer ek paltering? Hoe kan ek as kind van die Here misleidende waarhede raak sien voordat dit skade aan my doen? Nou is 'n pragtige storie van toe banke begin agterkom het dat daar vervalste geld in die wêreld is. Dat mense dit regkry om note en silwer te vervals. Toe moes hulle 'n drastiese plan maak om hierdie te keer dat hierdie vervalste geld deur die bankstelsel begin gaan. En hulle maak toe 'n baie belangrike besluit. Hulle sê toe vir mekaar, in plaas daarvan dat ons al ons tyd en al ons energie en al ons geld spandeer om vir ons werknemers te wys hoe vervalste geld lyk, want jy moet nou onthou, daar's elke dag 'n nuwe metode hoe geld vervals word. So dit help nie hulle wys vir hulle nou hoe hierdie geld vervals is nie, want sodra almal dit weet, dan kom maar 'n nuwe manier uit hoe hulle geld vervals. Daarom sê die groot koppe van die bank toe vir mekaar, in plaas van dat ons al ons tyd en ons energie en ons geld spandeer om vir ons werknemers te wys hoe vervalste geld lyk, kom ons spandeer eerder al ons tyd en ons energie en ons geld om vir ons werknemers te wys hoe lyk ware geld, hoe lyk egte geld, die regte geld. Want was hulle sien en hoe meer 'n persoon met die ware Jakob te doen kry, hoe makliker gaan hy dan 'n vervalste noot of 'n vervalste muntstuk kan identifiseer. En hierdie is so 'n pragtige beginsel wat ons kan vergeestelik in ons geloofslewe. Hoe meer tyd ek en jy met die Here spandeer, hoe meer tyd ek en jy in die Here se teenwoordigheid verkeer, hoe meer ek en jy sy woord lees, hoe beter ons die skrif begin ken, hoe makliker gaan dit vir my en vir jou wees om 'n misleidende waarheid, om paltering te kan identifiseer. 'n Mens mislei moeilik iemand wat 'n kenner in sy veld is, nie waar nie. Daarom as ek en jy waarlik die skrif lees en dit bestudeer en verstaan wat ons lees, en so 'n misleidende waarheid kom oor ons pad, dan het ons 'n baie sterker kans om dit te kan teenstaan en om te kan sien, wag. Hierdie deel is waar, maar hierdie deeltjie word verdraai. Of hierdie gedeelte word heeltemal buite konteks gedoen. Want dis iets wat deesdae verskriklik baie in ons wêreld gebeur, vriende. Ons het oral sogenaamde profete en pastore en dominees wat nie werklik regtig die volkomme studies gaan voltooi het nie, wat met snaakse teologie na vore kom. En een van die bekendstes wat ek deesdae al hoe meer sien, is mense wat verse uit hulle konteks gaan uithaal en allerlei snaakse konsepte en betekenisse daaraan koppel, wat glad nie inpas by die rede waarom die teks geskryf is nie. En weet jy wat die hartseerste, en dit wat my die meeste bekommer, is dat daar baie van ons lidmate is, wat hierdie persone volg, en wat elke nuwe video of podcast wat uitkom, gaan luister ons, en ons like dit, en ons deel dit, en ons stuur dit aan mekaar. Maar ons besef nie dat baie keer is hierdie ouens se boodskapies oorlaai met misleidende waarhede nie. Ons sugarcoat hom, ons verander hom, ons haal hom uit sy konteks uit. En op die ou einde mislei ons mekaar met misleidende waarhede. Daarom wil ek ook vanoggend vra, die persone wat julle volg op sosiale media, Facebook,
Instagram, waar ook al. Ek weet, baie stuur vir mekaar WhatsApps en goedjies ook aan met mense wat goed praat oor die Bybel. Gaan kyk, wie is daai persoon? Gaan kyk na sy of haar opleiding. Was hulle by universiteit? Was hulle werklik by 'n geregistreerde Bybel-instituut gewees? Want jy kry allerhande no-name brands deesdae. Mense wat voorgee om pastore te wees en die Here het met hulle gepraat en die Here het vir hulle gesê, hulle moet dit sê. En baie van daai goed, meeste van daai goed, is misleidende waarhede. En daarmee saam, fokus op die Bybel. Lees die Bybel. Spandeer tyd met die Here. Want as jy 'n kenner word op die veld van jou aanbidding, van jou godsdiens en van jou skrif, dan gaan jy dit baie makliker regkry om 'n misleidende waarheid te kan identifiseer en dit te keer voordat dit skade aanrig aan jou of aan jou geliefdes se lewens. Amen. Amen. Kom ons sluit die oë. Almagtige Hemelse Vader, Jesus Christus en Heilige Gees. Here, ons kom sê vir U vanoggend baie dankie vir hierdie boodskap. En daarmee saam kom bid ons, Here, dat ons in nog 'n nouer verhouding met U sal verkeer, dat ons nader aan U sal leef, so ook nader aan U skrif. En dat ons deur die bestudering van U skrif meer en meer gekonfronteer sal word met die egte waarheid. En dat ons op daardie wyse misleidende waarhede beter sal kan identifiseer. Here, ons leef in 'n wêreld waar soveel mense seer kry. En hierdie seer word veroorsaak omdat die Bybel verkeerd aangehaal word. Verkeerd gebruik word, misbruik word. Dat die bose dit opsetlik so benut om ons in die proses verder en verder van U af te trek. Here, mag U Gees ons van kop tot toon vervul en mag U ons seën, nie net met kennis nie, maar ook met wysheid. Mag U ons seën met fyn aanvoeling, sodat ons, wanneer iets nie 100% reg klink nie, dit sal kan uitlig, kan identifiseer as misleiding. En nie sal toelaat dat dit ons lewe op enige manier sal beïnvloed nie. Here, mag ons mooi let op die materiaal wat ons lees en die mense se boodskappe waarna ons luister. Dat ons U Gees sal uitnooi om ons te help om dit te evalueer. Is dit werklik die waarheid of is ons besig om mislei te word? Seën asseblief nie net die dag wat voorlê nie, maar ook hierdie nuwe week met al sy uitdagings. Mag ons oral waar ons gaan en alles wat ons doen, altyd U hand styf vashou en op U leiding vertrou. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.